kuier vandag weer hier by Olympus 24 uur dierehospitaal en spesialis verwysingsentrum en ek staan nou hier saam met dokter Jamila van der Walt en haar dierekind Ruger. Ek wil vir julle sê welkom, maar ek wil dankie sê dat ons weer hier kan kuier. Dis lekker om jou te hê. Goed, wat behels jou rol by hierdie dierehospitaal? So ek is die noodveearts en die na-ure veearts hierso by Olympus en ek het 'n spesiale belangstelling in dieregedrag. Ek is hierso reg deur die aand om noodgevalle en ongevalle aan te spreek en ek geniet my werk verskriklik. Dit is nie my professie nie, dis eintlik my passie. So ek leer verskriklik baie hierso en ek voel ek groei elke dag as 'n veearts want ons kollegas funksioneer half op 'n hoër vlak as 'n ander kliniek omdat dit 'n spesialiskliniek is. As ek nie in die aande my veeartsvernuf verskerp nie, dan gee ek my liefdesdade terug aan die gemeenskap deur my geen profit organisasie Postcare netwerk. Sjoe, dis baie interessant. Maar hoe maak 'n mens in 'n noodgeval en hoe kan ons kykers met julle kontak maak? So ek is die heeltyd beskikbaar na ure. Ons is altyd hierso en my spannetjie is baie goed opgelei in ongevalle en al daai goedjies. Ja. Ons het al die toerusting waarna jy kan dink om jou hondjie of jou kykie te assisteer as daar 'n noodgeval is. Ons het X-ray masjiene, ultraklanke, ventilators, suurstofmasjiene. Ek het 'n noodkassie wat reg staan met al die medisyne in as jou hondjie inkom dat ons dadelik kan reageer. Ons wens altyd dat mense kan inbel met 'n noodgeval sodat hulle ons vooraf kan waarsku wat inkom met 'n kort beskrywingkie. Dis nie altyd moontlik nie, maar dit is goed want baie van die keer is ek besig met 'n noodgeval, ek was besig met operasie en dan kan ek my opgeleide veearts, verpleegster of tegnikus vra om so lank reg te maak vir jou diertjie wat inkom. Gedurende die aand werk ons op 'n stelsel wat kritieke pasiënte voorkeur kry. So as jy in die aand inkom en almal is altyd welkom, maar as jy inkom en jy's net 'n gesondheidsondersoek of jy het 'n entingkie, dan mag jy dalk 'n bietjie wag omdat ons eers met noodgevalle werk en dan die ander sien. Maar ek dink wat so uitstaan is die feit dat dit 'n 24 uur dierehospitaal is en dit maak dit baie gerieflik. Ja. Nou wil ek vir jou vra, want baie van ons troeteldiere is so 'n bietjie ongemaklik wanneer hulle veearts toe moet gaan. So hoe kan ek my dierekind voorberei vir 'n streslose besoek aan die veearts? So dis iets wat baie na my hart lê. Ja. Net soos wat jy jou kind skool toe stuur om haar voor te berei vir die lewe, so voel ek dat jy jou hond die nodige toerusting moet gee om selfvertroue te hê om deur die lewe te gaan en alles te kan aanpak sonder om te stres, onder andere veeartsbesoeke en veral vir 'n ontydige besoek, jy weet, so hulle moet gewoond wees daaraan. En die beste wat jy kan doen is om hulle 'n positiewe assosiasie by die veearts te gee en die personeel. So ons doen dit deur intentionele kondisionering met ons hondjies te doen, net soos wat hulle kos en liefde en aandag en 'n warm bed nodig het, medikasie as hulle siek het, so het hulle selfvertroue nodig om enige situasie aan te pak. Ek vra altyd vir my kliënte om 'n bietjie aandag daaraan te gee en hulle te leer hoe om 'n stresvolle situasie te hanteer. Dis eintlik baie maklik. Al wat jy moet doen is jy moet baie belonings gee, so sweeties en so. Ja. En dan moet jy hulle leer dat hulle in 'n kar kan ry rustig, dat 'n kat in 'n krat kan gaan sonder om te stres. Jy weet, om algemene hantering te doen met hulle, laat hulle besef dis nie so erg om byvoorbeeld 'n mylband te dra as jy 'n reaktiewe hond het nie. Dis nogals belangrik. Maak 'n gewoonte daaraan om na hulle neus en oë en ore te kyk, vat aan hulle voete, maak 'n gewoonte daaraan om voordat hulle gaan slaap of voordat jy hulle kos gee, deur hulle hele lyfie te gaan dat hulle weet dis okay as mense aan my vat. Geef hulle daai positiewe assosiasie met die veearts en met die kliniek net om dit 'n bietjie meer lekker te maak vir hulle om in te kom. Leer hulle om op tafels te sit en gemaklik te wees. Leer hulle om op skale te klim, want die kleinste dingetjie om jou hond op 'n skaal te sit kan al klaar die toon sit vir die res van die veeartskonsultasie, jy weet. So as dit klaar 'n stresvolle ding is, dan sy klaar gestres vir die res van die konsultasie. Ons probeer die hokkies en die bedjies so stresvry en gemaklik as moontlik maak. Ja. Maar die hondjies wat weet wat dit is om in 'n hok vir 'n klein rukkie te sit, vat dit baie makliker, stres baie minder en word vinniger gesond. So dis regtig 'n goeie idee om jou hondjie te leer dat dit oukei is om 'n klein rukkie in 'n hokkie te wees en dit dan soos 'n ware wenner te hanteer, jy weet. Dis minder stres vir die veearts, dis minder stres vir die pasiënt en dis minder stres vir die kliënt as hulle hondjies weet wat dit is om 'n bietjie in 'n hok te sit. My goue reël vir kliënte is altyd goeie gewoontes, goeie stresvrye veeartsbesoeke. En dit is maar die motto waarop hulle moet gaan. Dit klink vir my asof jy die animal whisperer is van hierdie dierehospitaal. Jy wil ook vir ons vinnig wys na aanleiding van wat ons kan doen. Ja, so basies so goed soos om jou hond so nou en dan op 'n tafel te tel en net vir hom sweeties te gee terwyl hy rustig by jou is in die geselskap. Dit help regtig baie. Leer hulle dat jy aan hulle ore kan vat, jou vinger in die oortjie kan druk. Jy kan hulle oogies kyk, jy kan sy neusie kyk.
Is dit lekker? En dan om stil te hou, net om stil te hou dat die veers lekker die lippe kan oplig. Ja, sy is soet hond. So dit is en dan alles wat 'n mens by die huis moet doen. Dis alles goed wat jy by die huis kan doen. Dit is heeltemal normaal as iemand aan jou voete vat. En is heeltemal normaal as iemand jou ruggie voel. Wel, hy lyk vir my heel rustig en gemaklik. Dr. Jamila, baie dankie. Dis net 'n plesier. Nou soos jy kan sien, is jou diere in baie goeie hande by hierdie dierehospitaal. Maak seker jy skakel gereeld in wanneer ons 'n volgende keer nog wenke met jou deel.